Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, die 12de Junie, die jaar 2026. My naam is Dani Gerber, opgewonde. Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag praat ons so 'n bietjie oor gunstige tyd. Nou ek wil vir jou sê, gryp hierdie geleentheid aan. Moenie sê ek sal dit môre doen nie. Moenie sê ek sal môre daarby uitkom nie. Gryp hierdie geleentheid aan. Gaan en doen dit. Moenie sê ek kan nie, of moenie sê ek weet nie hoe nie. Nou, gister het ons 'n geleentheid gekry waar iemand ons gevra het om vir 'n persoon te gaan bid in die hospitaal. Nou kan 'n ou sê, ja, ek het nie nou die tyd nie, of ek weet nie hoe nie, hoekom stuur hulle vir my? Ek wil vir jou sê, gryp daai geleentheid aan, dis 'n gunstige tyd, en die Here wil, partykeer wil hy vir my en vir jou gebruik, sodat hy by iemand kan besoek aflê. Nou, 'n gunstige tyd, as ek na die verskillende vertalings gaan kyk, dan sê die gunstige tyd, dis 'n beslissende tyd, dis 'n tyd van redding, dis 'n tyd van besoek aflê, en dit is 'n tyd van besoeking. So werk maar eintlik op dieselfde neer. So dis verskillende vertalings waarvan praat. Maar hoor wat sê Lukas 19 vir ons, hier vanaf verse 44, maar ek wil hom lees hierso vanaf, nou moet ek net my plekkie mooi kry, van 35 af. Nou dit gaan oor die intog van Jesus in Jerusalem, toe hy sy disippels gestuur het, hulle moet 'n volk gaan haal, en hy het op die volk gesit. Hy sê vanaf verse 35, toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hulle klere op die volk, en laat Jesus daarop sit, en terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad, en toe hy al naby en die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel, heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, so hulle sê toe vir Jesus, meester, bestraf u disippels, en hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal dae oor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. So wanneer God by en jou kom, en hy kom besoek ons met 'n beslissende tyd, 'n tyd van redding, en ons sê, nie nou nie, ek het nie nou tyd nie. En ek wil nou praat oor die gisteraand se besoek wat ons gehad het aan 'n vriend wat in die hospitaal is, en die man was baie siek gewees, en ons het gaan en ons het vir hom gebid, en ons het hom afgesalf in naam van God die Vader, Seun Jesus Christus en Heilige Gees, en 'n gunstige tyd wat God hom besoek het, en hy kon gesê, nie nou nie, ek is nie lus nie, en hy het hierdie geleentheid gegryp, en 5-6 ure na dit, toe hy na sy ewige tuiste. So die gunstige tyd wat God my en jou kom besoek, wat maak ek en jy met daai gunstige tyd? My boetie en sissa, ek praat elke oggend, praat ons oor bekering, vergifnis, vergewe, spreek vry. Moenie dat jy op 'n sterfbed lê, en jy sit nog met goed in jou verlede, en jy kan niks doen nie, en jy kan dit nie verander goeders nie. Ek wil vir jou sê, terwyl ek en jy die geleentheid het, hierdie gunstige tyd wat God ons kom besoek, kom ons maak reg. Kom ons raak ontslae. Wat as ek en jy nie 'n geleentheid kry om reg te kan maak nie? Dan is dit 'n ewigheid sonder Jesus Christus, 'n ewigheid sonder die teenwoordigheid van God. So kom ons gebruik hierdie gunstige tyd en maak reg terwyl ons kan. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir hierdie dag. Here, dankie dat ons vandag kan praat oor gunstige tyd. Here, 'n tyd wat U gekom het en ons kom besoek het. En wat maak ons met hierdie tyd wat U vir ons gegee het?
Sê ek, ja, Here, vergewe my, en ek vat dit en ek sê dankie, of ek sê, nie nou nie. Ek is nog te jonk, ek is nog te besig, ek het nie nou die tyd nie. Here, laat ons nie hierdie gunstige tyd, waar U gekom het, vir redding vir ons siel, van die hand sal wys nie. Here, dis my gebed vir ieder en elkeen wat nou ingeskakel is, en na hierdie boodskap luister. My gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broertjie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie naweek, gaan geniet die naweek, maar onthou, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, en as jy die Here nie gaan verheerlik nie, stop daarmee. Geseënde naweek, God bless.